Baie dankie vir die vriendelike woorde van verwelkoming, Charlotte. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om weer hier by u te kom kuier tussen die mielielande. Ek het daarom 'n mielieland gekry op pad hierheen toe ek van Meyerton se kant af gekom het. En dit is nie 'n vanselfsprekendheid dat ek genooi word om die erediens te kom lei nie. Dit bly vir my 'n groot voorreg en mag my besoek vanmôre nie net vir u iets beteken nie, maar ook vir my, want dit is lekker om in die teenwoordigheid van ander gelowiges te wees. Ek het nou al 'n paar van u ontmoet, en die van u wat ek nog nie ontmoet het nie, is maar net nog my onbekende broer en suster. Kom ons sing nou as toewyding Psalm 25 vers 2. En ek het gevra vir die Toosius-beruiming. En daar vra ons: leer my Heer, u regte weë. Ons gaan na die woord luister, maar ons gebed nou hier is: leer my Heer. Kom ons sing dit as 'n toewyding, daarna sal ek die wotum en die seëngroet doen. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons lofsang is Psalm 33 vers 1, 3 en 7. Die ander woorde se loon. Ja, daai is Toosius, ons sing nou die TT Kloete. Anders kan ons hom sing, dan moet ek net ander versies soek, wat gaan die maklikste wees? Sy moes... Wat? Daar is hy. Sing, sing, sing,
Broer en suster, die wet van die Here het 'n tweeërlei doel. Eerstens, daarin ontdek ons sonde en ellende. Dis soos 'n spieël waarin ons kyk. Elkeen van ons het vanoggend voor die spieël 'n draai gemaak. So is die wet 'n spieël om te sien wat in my lewe is verkeerd, wat moet ek regmaak. Maar tweedens wys die wet vir ons hoe ons dankbaar voor God kan lewe. Want deur hom gehoorsaam te wees, lewe ons dankbaar. Dankbaar waarvoor? Dink maar aan Kersfees. Ons Verlosser is gebore. Dink aan Goeie Vrydag. Ons Verlosser het gesterf in ons plek. Dink aan Paasondag. Jesus het uit die dood opgestaan. Die Vader het hom opgewek. Hy het sy offer as het ware geldig gemaak. Vir wie? Vir ons. Dis waarom ons dankbaar moet wees. Ek gaan lees nou 'n gedeelte uit Romeine 13 vanaf vers 8. Nou die wet bestaan uit 2 gedeeltes. Die eerste 4 gebooie, wie ons moet aanbid, hoe ons hom moet aanbid, sy dag en sy naam, handel oor ons verhouding met God. En dan die ander 6 gebooie handel op horisontale vlak tussen mekaar. En die Here Jesus het, toe hy die wet saamgevat het, dit gedoen met die een woord, liefde. As ons God lief het, sal ons hom aanbid op die wyse waarop hy dit vir ons voorskryf. Ons sal sy dag gedenk en ook sy naam heilig. En dan Romeine 13 vanaf vers 8 spel dit mooi uit hoe ons verhouding onderling moet wees. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Ons sluit nou hierby aan by die sing van lied 526, want dit sê baie duidelik, waar daar liefde is God die Heer. Nou ons gaan sing die Afrikaans en dan ook die Latyn, dan klink ons so 'n bietjie geleerd. Ons kan sê ons het nou in tale gesing. Kom ons sing die Latynse woorde is seker daar, nee. Die Afrikaans en dan die Latyns 526.
elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot Jesus Christus, ons enigste verlosser en zaligmaker, word in die naam van die Here vergifnis van sonde verkondig. Ons lees in Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Hy sê ons is nou vrygespreek deurdat ons glo. Wat glo ons? Kom ons doen nou belydenis van ons geloof in die woorde van die 12 artikels. Kom ons staan en daarna sing ons lied 499 vers 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skriflesing kom vanmôre uit Psalm 90. Dit is 'n gebed van Moses. Maar voordat ons lees, laat ons eers stil word in gebed. Ons hemelse Vader, dankie dat U ons nog 'n dag gun om te lewe. En dan lewe meer as deur maar net asem te haal. Dankie vir die inhoud waarmee ons vandag kan vul. Ons saam wees hier in die erediens. En later die dag om die etenstafel, as ons gaan rus, en dalk vir iemand gaan kuier, of na mooi musiek luister, of vir iemand wat in nood is, iets gaan doen of beteken. Maar ons het heel aan die begin
gesing, leer my Heer, U regte weë. Wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Dit is ons gebed, voordat ons nou die woord gaan lees en na die verkondiging daarvan luister. Spreek Heer, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Psalm 90, die opskrif is van ewigheid tot ewigheid is U God. 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is. Soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toorn. Ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredings raak. U bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toorn beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het. Soveel jare as die waarin ons gelei het. Gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Tot sover mag die Here sy woord aan elkeen van ons vanmôre ryklik seën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is die belangrikste? Die reis of die bestemming? Ons is almal op pad iewers heen. Met ander woorde, ons het elkeen 'n bestemming. Maar
Wat is die aard van die reis daarheen? Jy kan 'n vakansie in die Kaap beplan. Maar jy moet besluit hoe jy daar gaan kom. In 'n buitelug tydskrif het ek gelees van iemand wat grondpaaie gery het vanaf buite Johannesburg tot Diskant Kaapstad. Die alternatief was die lang en vervelige N1 met drukverkeer of met 'n vliegtuig. Maar dan hou die reis self maar min in om te geniet. Ry jy egter die agterpaaie, sien jy dele van ons land wat jou asem wegslaan. Jy sien natuurtonele en sonsondergange wat 'n blywende indruk op jou maak. Tussendeur geniet jy die geselskap van jou reisgenote, jy hou stil by padstalletjies en besienswaardighede, en so word jou reis 'n onvergeetlike ervaring. Die lewe is ook 'n reis. En hierdie reis eindig by 'n bestemming. Psalm 90 bevat elemente van beide. En kom ons kyk nou van nader daarna. Die begrensing van ons lewens word mooi verwoord in vers 10. Ons lewe maar 70 jaar. Of, as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Dus, die lewe gaan verby. Gou verby. Moses wys egter in sy psalm ook op die swaar kry en die leed in ons lewens. Maar hy het ook 'n hinkering na blydskap. En hy vra in vers 14, skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Die feit dat hy daarom bid, wys dat hy reken dit is 'n realistiese moontlikheid in die lewe van 'n mens wat in 'n verhouding staan tot die lewende God. Die vraag is, hoe kry ons dit reg? Hoe maak ons van hierdie reis iets wat die moeite werd is, voordat ons lewens eindig in stof, soos wat Moses in vers 3 sê, u laat die mens sterwe, u sê net, word weer stof. In hierdie gebed van Moses kry ons 'n paar padtekens, wat vir ons die weg op ons reis aandui, hoe om dit met positiewe inhoud te vul. Die eerste padteken kry ons in vers 12. Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Wat is wysheid? Psalm 111 vers 10 sê, wysheid begin met die dien van die Here. Hoe dien 'n mens die Here? Deur hom te gehoorsaam, deur sy woord te lees en toe te pas in jou lewe. Dit is niks ingewikkelds nie. Moeilik ja, maar daarvoor het hy sy gees gestuur om ons in die waarheid te lei, die waarheid van sy woord. En wat moet die lewe van 'n Christen kenmerk? Om dankbaar te lewe deur God en ons naaste lief te hê, soos ons net nou gehoor het. Juis omdat God ons eerste lief gehad het,
Daarom kan ons hom en ons naaste lief hê. Maar nie net kan nie, ook wil. En so dien ons die Here met blydskap, want Psalm 100 vers 2 sê juis, dien die Here met blydskap. Ons kry 'n tweede wegwyser in vers 14, waar Moses om 'n nuwe begin vra as hy bid, skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Elke oggend verdryf die nuwe dagbreek die duisternis van die vorige nag. So verdryf God se liefde die duisternis van my sonde. En dan word die wanhoopsmens met eens 'n blydskapsmens, wanneer ek God se liefde ervaar, kan ek my hele lewe lank juig en bly wees. Dis 'n gebed in jou hart, begin nuut met my Here. Laat die aantal dae van my lyding soveel jare van blydskap word. Dit is die diepste begeerte van elke verloste sondaar. En dit kan net waar word as God met my voorbegin, as hy my nuut maak. So lewe ek dan